permanente ewigheidsheerlikheid. Never more pain, never more suffering, never more brokenness. Is to be with you forever. We love you, Lord. Daar is nie lewe sonder U nie. Ons kan, ons wil nie sonder U lewe nie. We love you, Lord. We love you back. We love you because you loved us first. We love you, Jesus. We honor you. We thank you for your grace. Accept the sacrifice of our lips, the fruits of our lips. Be magnified in our lives. Be glorified through our lives. In Jesus' name. Amen. Amen. Ek kan jou sitplek neem. Ek kan jou sitplek neem. Die orkes, baie dankie. Kan ons net 'n oomblik wag? Dankie Jesus, dankie Jesus. Amen. Mag jy 'n lewende offer wees. Hoor die uitleg van die woord. Waar jy ook al beweeg. Mense is op pad hel toe. Jy hoef nie hel toe te gaan nie. Hulle hoef nie hel toe te gaan nie. So you might as well be on fire for God now. Amen. Mag hom nou dien. Die wêreld wag dat ons oë oopmaak. Die wêreld wag dat die kinders van God verrys. It waits on the manifestation of the sons of God. Dit wag op jou en my. Amen. Bedien mense, wandel, die tyd is min, koop die tyd uit, dis duur. Dis duur. Dis duur. En ons gaan nou gaan ons aan die tafel sit, maar ek wil vir jou sê, ek het volgens vir jou genoem van 'n boek wat ek geskryf het, dis Purity. Purity, intimiteit, is wanneer twee een word. Wanneer jy aan die tafel kom sit, is dit 'n celebration van eenheid met hom, dat ons die liggaam van Christus is. Dis waarom ons sy bloed en sy liggaam kan drink en kan eet. Ek het jou vertel van die tempel, en voor jy gekom het by die reukaltaar, was daar eers die tafel van toonbrode. Was daar eers brood wat gebreek kon word. En vanoggend, voor ons gesit aan die tafel, gaan Karen eers vir ons die brood breek met die woord. En ek weet sy het iets om te deel, so luister, geniet dit. Dankie Ellen vir haar intro. En daar sy. Mag het jou bless vanoggend. Luister, is 'n woord van die Here, hoor. Sy gaan met jou woord van die Here deel. Laat hom wat oor het hoor, wat die Gees in die gemeente wil sê. Goeiemôre almal, kom ons sit net so, ons maak dit ons oë toe. Dankie Jesus. Dankie Here vir u teenwoordigheid.
Dankie Here vir die soete Heilige Gees. Dankie Here vir die woord van die Here. Ek bid vanmôre Here dat elke hart sal ontvanklik maak en dat elkeen sal hoor wat hy hieruit moet hoor. Kom vanmôre Here Jesus en word verheerlik deur u woord. May you be put on display, God, that people will know that you are God and you see them and you hear them and you love them and you care for them. In Jesus' name. Amen. So 'n besonderse atmosfeer. So ek wens ek kan net 'n bietjie linger. Ek wil vanoggend met julle praat oor die boodskap, die brood en die bos. En ek lees vanoggend vir julle uit 1 Konings 19 vanaf vers 1 tot 8. So ek wil saam met jou journey vanmôre deur hierdie gedeelte. Ek gaan dit stukkie vir stukkie vat, soos wat ek glo die Here dit aan my gegee het vanmôre. Maar ek wil hê jy moet vanmôre weet dat God se hart is vir jou. Dit is altyd vir jou. En sy oog is op jou. En hy is lief vir jou. En hy sien jou. En hy hoor jou. Altyd. En daar is tye waar dit gaan, dan gaan jy deur moeilike tye in 'n woestyn en dan wonder jy, God, where are you? I can't see you, I can't feel you. But it doesn't mean he's not there. Die woord sê in Hebreërs 13 vers 5 die tweede gedeelte, want ek sal jou nooit begewe. Nooit beteken nooit. Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Hy is altyd daar, al voel dit nie so nie. So ek wil volgende met julle die gedeelte deel, dis 'n bekende gedeelte van Elia wat onder die besembos gaan lê het. En ek wil by vers 1 begin. En Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Nou in 1 Konings 18, kan jy gaan lees, het hy die Baal profete uitgedaag om te bewys dat hulle God is. En toe was dit nou nie so nie. Hulle het gebid en geskreeu en hulle self allerhande goed aangedoen, maar die Here het nie geantwoord nie. Hulle God het nie geantwoord nie. Maar Elia bid toe en toe antwoord die Here met vuur. En toe gaan hy en toe maak hulle almal dood. En Agab gaan vertel dit vir Isebel. En Isebel is nie baie happy met Elia nie. In vers 2, daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia toe. Jy sien, 'n boodskapper of 'n boodskap, die definisie van 'n boodskap sê Google, it's a verbal, written or recorded communication sent to or left for a recipient who cannot be contacted directly. Jy sien, die vyand kan niks aan jou doen nie. Okay? Want die woord van die Here sê in Psalm 34 vers 7, the angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. So hy kan nie aan jou raak nie. Okay? Dan Johannes 1 vers 5 tot 18 sê, ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself. En dan, en die bose het geen, nul, nothing, nana. Die bose het geen vat op hom nie. So hy kan nie aan jou vat nie, maar hy stuur 'n boodskap uit. Nou kom die stem wat vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy gaan nie daai kan doen nie. Jou bankbalans is in shambles. Hoe gaan jy jou mense betaal? Hoe gaan jy volgende maand groceries koop? Hoe gaan jy jou kinders se skoolklere betaal? Hoe gaan jy die eksamen maak? Daai vraestel is so moeilik môre. Ek weet nie wat is allerhande stories wat hy vir ons vertel, soos Isebel 'n boodskapper gestuur het, want sy het geweet, as
as hy net die gerug by Elia kon uitkry. As hy net jou kan 'n gerug, 'n storie by jou kan uitkry, because he's after your mind. Jy sien, hy wil vrees saai. Hy wil vrees saai. Hoor wat sê sy vir hom? Om vir Elia te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak, soos die siel van een van hulle. Daai ou, wat nou net 'n klomp ouens se koppe afgekap het en stikkend gekap het, hoor 'n gerug. 'n boodskap kom na hom toe, en net so. Sien, die vyand se boodskap is 'n boodskap van vrees, intimidasie. Hy maak jou bang. Hy wil hê jy moet die Engels het 'n goeie woord, despair, hopeless. Hy kom en hy bring dood. So wat hoor jy? Wat se boodskappe hoor jy? Waarop gee jy ag in jou lewe? Who is talking in your ear? En dan kom vers 3. En hoor wat begin hy sê, toe hy dit sien. Maar sy dan 'n boodskap gestuur wat hy gehoor het. So wat doen hy boodskap? Daai sien is 'n woord wat beteken in Hebreëus to have vision. Jy sien, die gerug het 'n prentjie by Elia kom skep. En ek dink hy het al gesien hoe staan sy met net so 'n massive swaard of jy weet daai cannonballs wat so flip en hulle skiet op hom, of ek dink hy het hierdie vreeslikste goed gesien. Want jy sien, dit wat die vyand jou laat hoor, bring iets in jou mind. En jy sien al hoe merk hulle rooi strepe deur jou. Jy sien al hoe bel die bankbestuurder jou en kom sluit jou huis toe en maak jou besigheid toe. Jy sien al hoe hulle jou al in die hospitaal instoot en jy kom nie daar uit nie. Watter nuus jy ook al, of storie, of boodskap wat jy by hom gehoor het. Boodskap van hopeloosheid. En Elia, toe hy dit sien, wat het dit toegedoen? Jesus, toe's daai ou in 'n paniek. En hy het hom klaar gemaak en terwille van sy lewe weggegaan. Die Engels sê, he arose and ran for his life. Want jy sien, nou hoor jy hierdie slegte gerug. Nou hoor jy hierdie moeilikheid, want die vyand hou aan, hy preek vir jou. Hy kan nie naby jou kom nie, maar hy praat, en hy praat, en hy praat. En jy luister. En jy kom in agreement met dit wat hy sê. En dan begin jou gedagtes met jou hardloop en hardloop. So 'n paar jaar terug het ek 'n kursus gedoen oor wat in jou gedagtes. Die vyand plaas net 'n gedagte. En as jy op daai gedagte broei, dan vorm dit 'n stronghold in jou lewe en jy begin daai gedagte te glo. Ek kan dit nie doen nie. Die roeping wat die Here vir my gegee het, of soos daai, nee, hy gee nie eintlik om vir jou nie. Sien jy hoe suffer jy? Sien jy, hy wil nie vir jou omgee nie. Vertel al daai goed vir jou. Alles. Hy is die vader van die leuns. Hy praat teenstrydig met die woord. But then you need another voice in your life. The voice of truth. The voice of truth. Want jy sien, hierdie boodskap maak dat jy weghardloop. Maak dat jy opgee. Maak dat jy gaan sit en sê, dis klaar met my. Ek weet nie. En weet jy wat net, terwyl jy daar sit, as daai stemme die hele tyd praat, nee, dan is dit moeilik. Dit is so. Was jy al daar, wat jy net voel, Jesus Here, kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. But God, wil ek vir jou sê vanmôre. God praat net so hard. In feite, hy praat harder as die vyand praat. Terwyl die vyand met jou goeters vertel en vir jou al hierdie goeters sê en hy vir jou wil bang maak en vir jou wil sê, gaan sit op 'n hoopie en gee op 'n belewe. Kom hier en hy sê, ek sê vir jou, God praat
ook die hele tyd. Listen, choose. Daar's 'n song wat Casting Crowns sê, hy sê, choose to listen and believe the voice of truth. You gotta choose. Jy moet kies. En Elia gaan en hy hardloop vir sy lewe. Want jy sien, die vyand het vir hom hierdie prentjie geskilder. Okay. So my vraag is, wat sien jy? En wat hoor jy? Daai kursus het ons geleer, as daai gedagtes by jou opkom, van, Jesus, ek raak nou bang, weet jy of ek dit kan doen nie, Tannie Rina? Weet jy of ek hierdie ding kan doen vandag nie? Dan het ons geleer, moenie daai gedagte entertain nie. Don't entertain it. Stuur dit terug na waar dit vandaan kom. Sê, ek gaan nie dit glo nie. Ek gaan nie na jou luister nie. Lisa beweer is 'n prediker van Amerika. En sy het haar kinders en al groot is na hulle ouma. Maar sy sê toe haar kinders klein was, sy sê nou was sy skorrelgoed. En sy sê, en die vyand attack haar mind die hele tyd net. En haar kinders speel rondom haar en sy sê, no! Soos nee, no! En die seentjie sê, I'm sorry mama, I'm so sorry for what I've done. Sy sê, no, I'm not talking to you, I'm telling the devil to keep quiet. Want ons moet hom stil maak. Want ons weet wie binne in ons leef. Vers 3. En toe hy in Berseba en Juda aangekom het, het hy sy dienaar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. Ek het julle gesê, terwyl die vyand vir jou boodskap gee, is God net so besig om met jou te praat. En ek wil vir julle hierdie vers lees, een van my favorites, Jesaja 55 vers 11. So wat hoor jy? En wat sien jy? Want God wil jou iets anderster laat hoor. En hy wil jou iets anderster laat sien. Hy sê in Jesaja 55 vers 11, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Dis nie net lettertjies op papier daai nie. Dis krag, dis lewe. So as hy jou 'n boodskap gegee het, as hy jou 'n woord gegee het, as hy jou 'n belofte gegee het, en die ander boodskap kom, dan moet jy soos Jesus sê, daar staan geskrywe. My God het hierdie vir my gesê, en nie begin prentjies sien van die boodskap wat hy doen nie. En Habakuk 2 vers 1 sê, op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel en ek wil speer om te sien wat hy in my sal spreek. Jy sien, die vyand gee vir jou vision of despair, van hopeloosheid, van dis net moeilikheid wat hy vir jou vertel. Maar God, wat is u visie vir my? Here, wat sê u vir my? Wat sê u vir my? Wat wil u vir my wys? Ek wil speer om te sien wat u in my wil spreek. En hierdie boodskap dryf Elia na die woestyn toe. Woestyn is 'n horrible plek. Woestyn is droog en dor en dit was 'n alleen plek. Want as hy jou een kant kan kry, dan kan hy jou nog stories vertel. So hy wil jou een kant hou. Nee, moenie nou by daai ene gaan nie. Karen, moenie nou by Jenny gaan nie, want sy gaan vir jou 'n woord gee of 'n hoop gee. Moenie tussen jou vriende gaan wat die Here dien nie, want hulle gaan vir jou woord gee. Nee, kom hier so. Ek het vir jou 'n mooi storie om te vertel. Dis wat hy doen. Hy wil jou alleen kry. Hy wil jou isoleer, want God se idee is familie. God se idee is liggaam, en die woord van die Here sê, as een lid ly die hele liggaam. Dis God se woord.
Maar hy like dit nie, hy wil jou alleen kry. Nee, moenie vir hulle vertel nie. Hulle gaan snaaks van jou dink. Hulle gaan dink jy kan nie cope nie. Hulle gaan dink jy kan nie, jy is swak, jy is 'n swakkeling. Dis mos wat hy jou vertel. Maar groter is hy wat in jou is, as daai ou wat die boodskapie vir jou wil bring. God se woord sal nie leeg terugkeer nie. En dit doen, dit gaan uit vir 'n purpose, vir 'n doel. Dis nie net leë woorde nie. Ek sê nou die dag vir iemand om te dink, elke Sondag op hierdie hele aardbol, dan preek daar duisende predikers uit dieselfde boek uit. Jaar in en jaar uit. En elke keer is daai boodskap niet iets anders. Elkeen vat, iemand anders vat hierdie teks en hy kry iets anders by die Here. Dis soos het julle al vir Bani gesien, hy het so 'n sak, dat hulle as hulle die kinders dan goeder soek, dan hy het nie 'n bodem nie, hy grawe. Nou die Here se skatte is so oneindig, sy skatte van sy woord is oneindig, daar's nie einde aan dit nie. Elke antwoord, elke bekommernis, enigiets wat jy is te vind in daai woord. En dit hou aan uitgaan. Elke dag praat die Heilige Gees met ons. Praat die Heilige Gees met ons. Want hy wil nie hê jy moet wegvlug in die woestyne nie. Maar self het hy 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. As hy jou daar kan kry onder die besembos, as hy jou daar kan kry om moed op te gee, om te sê, dit is verby, want dis wat dit doen, hy laat jou gaan sit, hy laat jou gaan lê, hy laat jou gaan moed opgee, en dan daar onder die besembos dwel jy nog op hierdie gedagtes van, ek gaan dit nie kan doen nie, ek gaan dit nie kan maak nie. But God. God sien, jy is onder die besembos. Vers 5. Daarop gaan lê hy en raak onder 'n besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê, staan op, eet. God sien jou daar. God sien jou daar. Hy het nie vir Elia gesê, yes, kom Elia, ruk jouself nou reg, kom onder hierdie besembos uit nie. Nee, hy stuur 'n engel en hy raak hom aan en sê, staan op. Want jy sien, God wil nie hê jy moet in die toestand bly, as wat jy daar gaan sit het nie. Staan op en eet. God weet, jy het nodig om van al hierdie goed wat hy vir jou vertel het, al hierdie stories, al die goed moet Elia is nou swak, hy moet nou sterk word. En hy sê, kom eet. Kom eet. Dis God se vaderhart. Wat doen ons as ouers as ons kinders honger is? Ons gee vir hulle om te eet, want ons gee vir hulle om, ons is lief vir hulle. So God kom met sy vaderhart en hy sê, ek sien jy lê hier, ek sien jy kry swaar, maar ek stuur 'n boodskapper. Sien, is 'n ander boodskapper nou. Dis 'n boodskapper wat iets bring, wat hoop gee. Dis in die woestyn. In die woestyn soek jy iets wat jou krag gee. Soek jy iets wat jou dors les. Maar jy sien, die besembos is net so hoog. Hy kan net sit onder dit. Maar die woord van die Here sê, staan op en eet. In vers 6, toe hy opkyk, was daar aan sy kop en end 'n broodkoek, op warm klippe gebak, en 'n kruik water. En hy het geëet en gedrink, en weer gaan lê.
Wat is die symbool van brood in die Bybel? Die woord van God. So hy sit vir hom brood neer, vars brood. Dis nou net gebak. Dis so lekker. As hy brood so oopmaak en trek, hy stoom nog so uit. En hy los vir hom 'n kruik water. Symbool van die Heilige Gees. Want die woord van die Here sê, in Psalm 107 vers 20, hy het sy woord uitgestuur. Hoekom? Dat hy hulle kon gesond maak en hulle uit hulle kuile red. So die Here is vanmôre hier om te sê, jy het opgegee op iets. En jy lê dalk miskien daar, jy is dalk net moeg vir hierdie jaar. Hierdie jaar het net te veel dinge gehad, net te veel dinge op jou pad gehad, en jy is net moeg. Jy het 'n paar van daai boodskappers al hierdie jaar gekry, en jy is net moeg. En hy sê nie, nee, kom, ruk jouself reg nie, nee. Hy kom en hy bring vir jou sy woord. Wat jou hart gesond maak van goed wat vir jou gesê is. Ons vergeet partykeer dat ons hier binne in ons emosies verwond word. Dis nie iets wat ons eintlik wil weet nie. Goed word gesê en dit maak seer en dan dink jy net, ag, ek skuif dit maar net een kant toe. God wil sy woord uitstuur vanmôre om 'n gewonde hart gesond te maak. Partykeer kan daai een woord of daai een sinnetjie kan jou in jou gedagtes onder 'n besembos gaan sit. Dan kan jy lyk okay vir almal, maar hier binne-in dan bloei jy eintlik. In jou kop het jy opgegee op jouself. Maar God gee nooit op jou nie. Jy gaan nooit daai woorde. Dit sal lekker wees as ons soos op 'n rekenaar 'n delete knoppie kan druk. Dit sal awesome wees. Maar ek kan jou dit sê, God vat die seer en die sting van daai woorde, vat hy weg. Want jy sien, dit wat vir jou gesê is nie noodwendig die waarheid nie. As dit oor jou identiteit aangeval het, is dit definitief nie die waarheid nie. Want God sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. God sê, jy is die appel van my oog. God sê, dat jou naam is gegraveer in sy handpalms. Dis wat hy oor jou sê. Ons staan nie almal elke dag op en voel happy, chappy en goed. Dit is nie, daar's daar wat ons ge-attack word deur die stem. En dan gaan lê ons soos 'n Elia onder die bos. Moenie die tent daar opslaan nie. Moenie. Die Here is vanmôre hier om vir jou te sê, staan op en eet. Miskien het jy nie 'n boodskap gekry, soos jou besigheid gaan toemaak, of jy is in finansiële moeilikheid, of jy het 'n siekte ding gekry, of iets met jou kinders, of nie, maar miskien het lank terug iemand vir jou iets gesê. En God is hier vanmôre om te sê, my woord gaan vanmôre uit, sodat jy gesond kan word, en uit jou kuile uit kan red. Want sien, dan kruip ons weg. O nee, hulle moet my net nie, nee, Arnold moet my net nie vra om te bid by die men of honor nie, of Karen moet my net nie vra om te bid by die Girls Assaults nie, of Madeleine moet net nie vir my vra om ietsie te sê by die Young Adults nie. Nee, want ek kan dit nie doen nie. Of hulle gaan vir my lag, of hulle gaan dink dit of dat. Don't believe that. Don't believe that. Ek hoor 'n preek oor die storie van Dawid. Samuel kom om die nuwe koning te salf. En hy sien die eerste seun van die pa Jesse, wat is die Afrikaans vir Jesse? Isai. Ek weet nie. Ja, Isai. There we go. En Samuel dink, yes, hier staan die man hoor, want hy lyk so, en die Here sê, nee, is nie hy nie. En hulle, Dawid is daar agter by die skape, is hy besig.
En hy sê, maar het jy nie nog gesien, hy gaan so deur hulle almal. And Kimmy, he calls David. Nobody thought about David, but God knew about David. And God had a plan for David. En hy was besig om Dawid daar 'n paar goedjies te leer. So God weet van jou. Kyk na die persoon langs jou en sê, God weet van my. Sê dit. Jy moet dit glo. Jy moet dit glo, want daar's dae wat jy nie so voel nie. Is ek reg aan die storie? Daar's dae wat jy stokstil alleen voel en voel, niemand gee vir my om nie. Come on, be real. Ek het al so gevoel. Niemand sien my raak nie. Maar God sien. God sien. En weet jy wat? Hy gee so baie vir jou om, dat hy soos met Elia gemaak het, hy stuur 'n engel. Stuur 'n engel onder die bos. En sê, gaan gee hom eers kos. Heilige Gees. Hy gee hom Heilige Gees. Christian sê nou daar agter, hy sê, ons is in 'n tyd wat ons moeg is. Hy sê, maar koop die tyd uit en sit net 'n bietjie by die Here. Drink net bietjie van die Heilige Gees. Eet net bietjie van die woord van die Here. En toe wat doen Elia? Hy gaan slaap weer. Hy het nie dadelik opgestaan nie. En die Here sê nie nou, ag Gees, rarig. Nee. En vers 7 sê, en die engel van die Here het weer 'n tweede maal gekom. 'n tweede maal. He doesn't quit on you. He doesn't quit on you. Ek al nou 'n paar mense aan of goeie wat hulle vir my sê, maar ek net sê een keer vir my, sê, weet jy wat, hy sit so, as jy moeg is en jy gaan sit, dan sit hy en hy wag vir jou. Dit was my so mooi beeld. Hy wag, dat jy eers sit, en terwyl jy daar sit, hou hy aan praat, gee hy brood, sodat jou siel kan leef, want die boodskapper wil dood bring, die boodskapper wil vir jou sê, ag, jou calling is niks, jy is nie daai of die nie, en gaan kry jy maar weg onder die besembos, ja, miskien is dit nou maar so, dit is nie so nie, hy het jou geroep, hy het Elia geroep, maar die engel kom weer, toe ek en Arnold praat oor my preek, toe sê hy, weet jy wat, ek is oortuig van, dat al het Elia weer gaan lê en slaap, sou die engel weer gestuur het, nee Marlijn, because he keeps on keeping on, hy hou aankom, hy sê nie, kom hier's kos, kom ons lees wat sê vers 7, hy sê, en hy het weer 'n tweede maal gekom, en hom aangeraak en gesê, staan op en eet, staan op en eet, daai staan op sê vir my, die Here sê eintlik vir Elia, jy kan nie hier bly nie, Elia, jy het 'n job om te doen, Elia, daar's 'n groot ding wat jy nog moet doen, jy kan nie hier bly lê nie, Elia, maar die Here is 'n gentleman, hy sê, staan op en eet, anders is die pad vir jou te veel. You gotta stay tapped in. You gotta stay tapped in. Elke oomblik van elke dag moet jy ingeplak bly. Bly die brood eet. Drink die water. Besembos is afgelei van 'n woord wat beteken to bind, to attach, to yoke up. So die besembos is 'n simbool van iets wat jou wil vasbind, wat jou wil aftrek, wat jou weer 'n juk wil laat optrek. So die vyand sê, nee, bly hierso, bly. Moenie opstaan nie, Bly net lekker daar. Want hy weet wat hy wil hê, die Here wil hê jy moet doen. So die besembos is 'n simbool van iets wat jou bind, iets wat jou aftrek, 'n juk. Maar Galasiërs 5 vers 1 sê, en ek gaan dit vir julle in Engels lees, want ek wil dit oor jou proclaim vandag. It is for freedom that Christ has set
us free. So as jy besembos toe gaan, dan neig jy om weer terug te gaan na dit wat jou afgetrek het. Staan op in die naam van die Here, because it was Christ that has set you free in Jesus' name. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Moenie weer ingee tot 'n slavery van fear en van wat ook al daar is, disappointment. Disappointment kan jy ook onder daai bos kry. Disappointment kan jy ook daar kry, maar dit het nie uitgewerk soos wat ek gedink het, en nou gee ek maar op. And do not let yourself be burdened. Wie kies om daar te sit by die besembos? Ek en jy. So die woord sê, do not let yourself be burdened. You are no longer a slave to fear. You are no longer a slave to any addiction. You are no longer a slave to hopelessness or whatever. Wat ook al dit is wat jou getuister het. Want kom ons wees reël, dit tuister ons. Dit torment ons. Engels het 'n goeie woord. Dan maak dit jou klaar. Maar as jy so wil kom by die besembos en sê, nee Here, gaan vat wat U vir my gesê het. U het gesê, en dit is so. Sy woord sal nie ledig terugkeer nie. En hy sê Jesaja 55 vers 1 en 2 sê hy, hoor, o almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop, sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Vettigheid praat van abundance, praat van lekker. Ek wou jy 'n lekker stuk choppie eet en weet, toe maar, okay. Dis seker net ek wat so eet. Okay. Maar dan sê hy lekker. Vettigheid praat van ryk, praat van abundance, oorvloed. That's what God has in store. En toe daai boodskap wat hy toe kry, het gemaak dat hy in vers 8 en hy toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God. Nou lê hy onder by die bos, maar waar wil God hom hê? Daarbo by die berg. So you gotta leave the bush, because God has got higher things for you. You need to go to the next level. Staan op van die bos af en kom by die berg, want daar wag vir jou 'n nuwe openbaring. Van daar af het hy hom goed gewys en toe stuur hy hom uit om sy werk te gaan doen. Leave the bush. Staan op in Jesus naam. Staan op in Jesus naam. Ja. Staan op en eet. Staan op en eet dit wat die Here vir jou wil gee. Because there's something that's waiting. Something that's waiting. Dit is wat hy sê, kom, ek wil jou vat. Ek wil jou vat na daai goed toe, wat jy nog nooit aan gedink het nie, sê die Here. God has got so much more for you in store. Next level. Next level. Next level. Alan. Ek wil afsluit met 2 verse. Halleluja, kom ons maak dit ons oë toe, net vir so 'n oomblik. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
You want to take them higher, Lord. You want to take them higher, God. So I pray, Lord, that they will rise up in your name, in Jesus' name. Thank you, Jesus. Hallelujah. En brade, hierdie een is nie op nie, ek wil hom net eers lees. Jesaja 52 vers 1 tot 2, in die message wil ek het vir jou lees. Wake up, wake up. Pull on your boots, Zion. Dress up in your Sunday best, Jerusalem, holy city. Those who want no part of God has been called out, they won't be coming along. Brush off the dust and get to your feet. Throw off your chains. Dis wat die Here sê. Woestyn is vol stof, so jy kan dink hoe hy gelyk toe hy daar opgestaan het, maar die Here sê stof af. Arise to what God has called you to do. Arise back to the promises God gave you. As daar 'n situasie is van finansies of van siekte of van familie, staan op in dit en proklameer die woord van die Here oor daai situasie. Spreek lewe oor daai woord. In die naam van Jesus. Ek wil vir julle hierdie vers wil ek vir julle lees in die Amplified. Was 'n tyd terug in my lewe wat die Here vir my hierdie vers vir my gesê het. Jesaja 60 vers 1 sê, arise from your spiritual depression to a new life. Shine, be radiant with the glory and the brilliance of the Lord, for your light has come. And the glory and the brilliance of the Lord has risen upon you. Jy sien, die Here het vir jou 'n nuwe boodskap vandag. Begrawe daai ou goed wat hy gesê het die vyand vir jou. And arise today. Arise today in Jesus' name. I speak to your spirit to arise in the name of Jesus. To stand on the promises of God. Because you are His called ones. You are His called ones. You have His name. Because you are His son and His daughter. Arise. Hallelujah. I'm speaking to your spirit. I'm speaking to your spirit in Jesus' name that you will arise. Miskien is jy nie deur negativiteit nie onder die besenbos nie, maar jy sukkel om jou roeping in die Here te gryp. Want jy glo nie in jouself nie. Ek wil vir jou sê in die nuwe jaar wat kom, arise in Jesus' name. Arise in Jesus' name. He will be with you. He will be with you. Hy sal jou nie stuur en jou los en kyk dat jy 'n voel van jouself maak nie. Hy is met jou. Hy gee jou die brood en hy gee jou die water. Arise in Jesus' name. Yes. Arise in Jesus' name. Arise in Jesus' name. Arise, arise. Arise in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Is daar iemand wat wil, ek wil vir jou bid. As jy wil sê, Here, I want to arise. I want to arise. You can speel it. You want to arise to whatever it is. Ek hoef nie te weet nie. As jy sê, Here, ek wil opstaan. I want to stand up. I want to arise to the next level that you have for me. Dan wil ek nou vir jou sê, staan in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Rabaya Soroko Rabayanda. Rayendo Yesarayanda. Iruyenda. Yes, Lord. Yes, Lord. We say yes to you, Lord. You call us to arise
that we shall arise in Jesus' name. Amen. Ek wil vir jou sê, miskien voel jy, dis vir jou onmoontlik. Maar ek wil vir jou sê, dit is waarin Jesus spesialiseer. Dit was toe hy by 'n verlamde man gekom het, wat hy gesê het, staan, neem jou bed op en loop. Daai man kon sê, Here, maar as ek dit kon doen, dan het ek dit al gedoen. Die punt is, jy het nodig om die woord van die Here te hoor. En Jesus sê vir hom, staan, neem jou bed op en loop. En toe hy begin beweeg, toe begin iets gebeur. Dit was toe Jesus gekom het by 'n man met 'n verdorde handjie en Jesus sê, steek die hand uit. En hy kon sê, Here, maar as ek dit kon doen, dan het ek dit al gedoen. Die Here sê, hoor wat ek sê, steek jou hand uit en dit sal word soos die ander een. So die Here sê vir jou, daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond kan word. Ek wil saam met Karen self voel dit vir jou. Jy lê al so lank daar. Jy lê al 38 jaar langs die pad. Jy lê en jy het al probeer, maar jy het opgegee. Hoor die woord van die Here. Al voel dit vir jou onmoontlik. Staan op. Steek uit jou hand. Rig die slap hande op. Arise, arise, arise. In Jesus name. Halleluja. Strek uit jou hande saam met my, terwyl ek vir ons gaan bid. Lord, we say yes, that we will arise to you, Lord. Lord, we are done with the bush, Lord. Lord, we are not going to continue to lie there, Jesus, Lord. But we will eat your word and drink your spirit, Lord. That will, innermost beings, Lord, we will be quickened, Lord. We will be filled. We will be set on fire in the name of Jesus. Dankie, Here, dat ek dit oor elke lewe vanmôre kan proklameer, Here Jesus. Dat hulle opgestaan het onder uit die bos uit, Here. Here, die feit dat hulle staan is 'n teken, Here Jesus, 'n profetiese aksie wat sê, Here, ek gaan opstaan. Here, ek gaan nie luister na die leuns van die vyand nie. Here, ek gaan soos Elisa beweer sê, no, devil, you keep quiet. God is speaking. God is life. His word is life unto my being in Jesus' name. Here, ek bid dat u manne en vroue en jong mense sal opwek, vol van die vuur van die Heilige Gees, Here. Dat hulle sal loop in hulle roeping in die naam van Jesus, Here. Here, dat hulle sal doen wat u van hulle sê. Dat hulle nie links of regs sal kyk nie, Here, maar dat hulle net die stem van die Here in hulle ore sal hê, Here, wat vir hulle sê. Dit is wat jy moet doen in Jesus' naam. Lord, I ask you, Lord, for a double portion of your anointing on these people in the name of Jesus. That they will seek you like they've never seeked you before. In Jesus' name. Here, ek spreek seën oor elkeen van hulle, Vader. Here, dat hulle nie sal luister na die doemboodskap van die vyand nie, maar dat hulle sal opstaan en sal sê, my God het gesê, hy sal voorsien. My God het gesê, hy sal genees. My God het gesê, hy sal red. En dat hulle daarop sal staan, Here Jesus, sodat ons 'n kerk sal wees, Here, wat onwrikbaar glo in dit wat God sê, Here Jesus. Lord, that you will make us pillars, Lord, in Jesus' name. Ek loof U en ek dank U en ek prys U daarvoor in Jesus' naam. In Jesus' naam, Vader. Hallelujah. Yes, hallelujah, Vader. Ek wil net gou 'n beeld met julle deel. Het julle al die movie Overcomer gekyk? Reg aan die einde van die movie, dit gaan oor hierdie meisietjie wat hardloop. Sy's 'n landloopatleet. Maar dinge het teen haar getel. Mense het nie na geglo nie. Sy het asma gehad. Alles het teen haar getel om hierdie landloop te wen. En sy kry haar pa toe en langs storie kort. En hulle rekord haar pa se stem. En hulle sit dit in haar oor. En toe hardloop sy. En dan hoor sy, Hannah, I love you. Hannah, you can do this. Hannah, when you get around that corner, you know, you need, hy het vir haar raad en goed gegee. What voice is in your ear? May the voice of God be in your ear. Silence all the other voices in Jesus' name. And run the race. And run the race because He's cheering you on. And He's telling you that you can do it in Jesus' name. Arise! Arise! Don't go sit. Walk in the power of God. Walk in the power of God. Die woord sê daar so, hy het gewandel in die krag wat die voedsel hom gegee het. Stay in the word. Stay in the word. Stay in the word. Seek the Holy Spirit with your whole heart.
and you will run this race. Charlene, ek gaan vir jou sê, Charlene, ek is met jou. Charlene, ek is hier. Charlene, hierdie kant toe. Charlene, nou so. Dis reg, Charlene. Charlene, ek is so trots op jou. Ek dans vir jou, ek is bly oor jou. Dis wat die Here vir jou sê in jou oor. Get God's voice in your ear. Hallelujah. Ekskuus, ek moet weer deel. Ek wil jy moet hierdie beeld sien. Kom ons sê dit was aand en die kerk was donker. Pikdonker. En dan kom maar een wit spotlight aan en die spotlight skyn op die stage en jy lê op die stage. Jy lê op die stage. Maar die feit dat God se lig oor jou skyn, sê dat sy vinger wys na jou. Arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. En terwyl hy lig skyn, is daar 'n stem wat kom, wat sê, kom, staan nou op, ek wys my vinger na jou. Vanoggend is dit die dag van deurbraak. Vanoggend is dit die dag van oorwinning. Dit is nou, arise and shine. En jy lê op daai stage en is donker om jou en jy sien niks nie. But God's finger is pointing at you and saying, I have called you, I have purpose on your life. You are not disabled. You are not impotent. I am the omnipotent God, and therefore I am able to do all things. Through my word, I am telling you, arise and start walking. Walk out of the desert. Walk into your purpose. Go and do what only you can do in the name of Jesus. My finger is pointing at you. I have chosen you. I have handpicked you for this hour, for such a time as this. Arise in this light. Arise. Amen. Hallelujah. Amen. In hierdie selfde hoofstuk wat Karen gelees het, staan hy nou op van die woestyn af. Hy stap vir 40 dae, dan gaan hy na 'n ander plek toe, dan praat God met hom oor wat in die toekoms gaan gebeur. Dan stuur hy hom na sy opvolger toe, Elisa. Dan kom hy by Elisa aan, waar Elisa besig is om te ploeg. En as ek die ding reg lees, dan was hy 'n groot boer. Want hy het met 12 stelle osse van 2 geploeg. En dan gooi hy sy mantel om Elisa en dan los Elisa die goed net daarso en hy volg hom. En hierdie is vir mense wat geroep is. Ouens en julle is almal geroep. So kom ek begin net gou daar. Julle is almal geroep. So hierdie is vir ons almal. En dan vra Elisa vir hom, kan ek net vir my ouers gaan babaai sê? Dan sê Elia vir hom, ek kan jou nie terug nie. Ek kan jou nie terug nie. Dan gaan Elisa, en weet julle wat doen hy? Die osse waarmee hy geploeg het, slag hy. En hulle juk maak hy mee vuur. En hy braai vleis vir die slawe wat saam met hom geploeg het. Vat die juk, vat die osse wat jou vashou om te doen wat jy vir die Here moet doen. En braai vleis vir die slawe. Halleluja, halleluja. Kom ons staan net so, dan bid ek vir ons. Vader, Here, ek kom en ek bring hierdie mense voor U, Here Jesus. Here, ek bid, Vader, Here, 'n dubbele porsie van die Heilige Gees op elkeen van hulle lewens, Here. Here, ek bid, Here Jesus, elke situasie wat hulle face, wat hulle dalk nie weet watter kant toe nie, dat hulle in U die antwoord sal vind in die naam van Jesus, want U het gesê, arise, my child, in Jesus' name. Here, dat hulle sal weet, hulle is nie alleen nie, dat hulle sal ervaar vandag, hoe U engel gestuur het vandag om te sê, kom, ek het werk vir jou om te doen, kom, ek wil vir jou wys wat ek vir jou wil doen, come to the next level. Here, ek roep next level oor ons uit in die naam van Jesus Christus. Lord, that we will be a people that stand on the word of God, that we will choose to listen and believe the voice of truth, and that we will arise in Jesus' name to what you have called us to be, your sons and your daughters, your prince and princesses, in Jesus' name. En ons almal sê, Amen. Amen. Dankie.
Bradley, julle kan maar sit, dankie. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Here vir die liggaam. Dankie vir die bloed. Want dit is dit wat maak dat we can rise. Die prys wat hy vir ons betaal het. Bradley gaan vir ons net deel rondom die nagmaal. En Hallo almal. Ek gaan gou Engels met julle deel. So while I was praying and asking God how He wants me to do the table, I kept hearing these words over and over again, and it actually kept me out of my sleep. So just like a knight, to surrender to his king, we need to surrender to our King Jesus. So the definition of a knight is a man or woman who served his sovereign or lord as a mounted soldier in armor. We are his knights ready for battle, but before we can get into battle, we need to submit ourselves unto him. We need to surrender everything, just like he surrendered everything for us on the cross. So you'll see that the table I've set in specifically black and red. So the meaning of black is death or mourning. The representation of red is spiritual renewal, and the representation of Jesus' blood. So combination of everything, we need to die in order to have spiritual renewal through Jesus Christ. So while we eat and drink at the table, surrender yourself to Jesus and think about the price he paid for his surrender in our freedom. So dan wil ek net gou-gou vir julle lees uit James 4 vers 7 tot 10. So submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts. Grieve, mourn and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and he will lift you up. Amen, dankie. Braille, jy en Ronaldo kan sommer voor staan. Ons gaan vanoggend hier voor staan en ons gaan julle, ek wil julle uitnooi. Kom ons vat bietjie tyd met hierdie. Ons nou hoor wat sê die woord, humble yourself, surrender yourself. Spandeer tyd saam met die Here. So vat jou broodjie, jy kan maar daai aanhou speel, Peer, is fyn. So ons gaan kom en ons gaan hierdie kant staan, ek en Arnold en daai kant Braille, julle kan maar vir julle goed kom haal. En dan gaan ons julle bedien. So kom ons sit net so en dan bid ons net saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om te weet, Here, dat die graf is leeg. Dat die werk wat U aan die kruis vir ons gedoen het, is volbring. It is finished. So God, we just declare, Lord, that we need you. Here, U woord sê, Here Jesus, bly in my soos ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. So we come and we acknowledge, Lord, that we need you. We want to humble ourselves as we eat this bread and we drink this wine. Speak to our hearts, Lord Jesus. Come and minister to us, Lord, in this time. In Jesus' name, we pray. Amen. So ons nooi julle uit, terwyl die musiekpeer gaan vir ons die musiek aan sit, kan julle die kan kom, julle kan kom neem van die brood en kom geniet nagmaal saam met ons. Dankie julle. Kom maar, dis het weer.
was on his mind. When he was on the cross, he wrote, I love you, and he wrote it in red. Amen. 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 Ek dink as jy by die college was, jy die preektoets geslaag, hoor. Amen. Amen. Jy kan hy liedjie weer vir my so saggies aansit. Ek vra hom saam met my te staan. Ek gaan vra hom vir Ronaldo, waar is jy Ronaldo? Ronaldo Nel. Ronaldo, waar is jy? O, hier voor is jy. Sorry. Voor is hy Ronaldo. Wil jy vat 'n geliefde langs jou man of jou vrou, vat hulle hand, nou hulle vas. Dis vir jou herinner aan die dankofferkoevertjies, dankofferdiens die 27ste. Dis vir jou herinner aan die boeklaunch die 4de Desember. Nou wil ek jou ook herinner dat na afloop van hierdie diens sal vir jou in die Lapa lekker koffie. En daar's vir jou Naomi het gebak. Daar's iets wat jy kan koop. Al kan jy nie kuier nie, gaan en ondersteun. Dit is regtig, dan hoef jy nie. Haar cupcakes is baie lekker ter Spars en ek kan jy dit waarborg. Waar dit ook al iets wat sy is, ondersteun dan vat iets huis toe of kom kuier saam met iemand. Al is dit net vir 10 minute. Kom ons wees 'n bietjie familie. Ek gaan vir Ronaldo vra hom. Ons nooi jou. Jy's amptelik hiermee genooi. Ek gaan vir Ronaldo vra hom vir ons af te sluit en jou te seën en dan gaan ons net jou release in hierdie atmosfeer en dan moet jy 'n fantastiese dag, 'n fantastiese week hê. Onthou, Woensdag aand asem ons laaste asem vir die jaar. Is jy ook uitgenooi na dit toe en elke program vir die res van die week. Mag jy geseënd wees terwyl Ronaldo ons release in Jesus naam. Dankie Vader vir die voorreg Vader wat ons vandag kon gehad het om as 'n familie hier so te wees Vader in u teenwoordigheid Vader. Dankie vir die voorreg om aan tafel te kon sit saam met u Vader. En dankie vir wat u vir ons gedoen het Vader. Ek bid Here, seën elke persoon in hierdie week waar ons gaan Vader. Wees met ons by die werk, by die kerk, by die huis, waar ook al ons is Vader. Dat ons nie sal vergeet wat u vir ons gedoen het nie Vader. Help ons Vader om 'n seën te wees vir ander Vader. En help ons om iemand se lewens te verander daar waar ons kom Vader. Vader, ons bid dit nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit u groot en heilige naam. Amen. Vir die musiek vir my lekker hart sit. Ons release jou in die vrede van die Here. Shalom.